baie welkom by Inspireer volgende. Ons kyk selfs oor passie om ander te dien. Nou as ek vir die vraag sou vra is, hoe lyk 'n passievolle volgeling van Jesus? Wat sê jy? Ek dink baie keer dan kyk ons in die kerk weer, dan sien mens just baie passie. Sy hande speel op en aan bid, jy weet, aan Jesus met alles in hom. En baie keer is daar 'n traan, glimlag, en dit is ongelooflik aansteeklik. Jy dink, jy sien die persoon lyk so vry. En dit is seker hoe 'n passievolle Christen lyk, passievolle volgeling van Jesus. Hulle lyk so vry en so great. Maar hoe lyk 'n passievolle volgeling van Jesus werk? Nou, volgens Paulus in Galasiërs 5 vers 13 tot 14, lees ons die volgende. Paulus skryf dit, hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik nie net julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek dink werklike passie is om mense lief te hê en dit te wys deur diens. Ek dink dit is hoe ons dit doen. En dit moet nie 'n plig wees nie. Ek dink baie keer dink ons aan diens of om iemand lief te hê as ons Christelike plig. Dis iets wat ons moet doen. Maar dis hoe Paulus hierso praat van vryheid. Hy sê, jy is vry, maar moenie jou vryheid gebruik om die vlees te verbeel. Ek gaan liewer en dien jou broer. Het jou naaste lief soos jouself. Jy sien, as ek en jy werklik passievol is oor Christus, passievol is oor mense volg, dan sal ons dien. Inteendeel, in Markus 10, vers 44 tot 45 lees ons, dat Jesus sê dat die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as 'n losprys vir baie. Dit beteken dit dood eenvoudig, dat om Jesus passievol te volg, beteken dat ek en jy mense moet lief hê, en ons bewys daai liefde deur om te dien. Inteendeel, ons meester, die een wat ons aanbid, hy het letterlik, baie letterlik, die mensdom gedien deur om sy lewe te gee aan die kruis vir my en vir jou. Wat 'n gedagte. Dit moet passie in jou losmaak om te dien. Iemand het eendag so mooi gesê, toe hy sê, jy is nooit so naby aan Jesus as wanneer jy 'n besem optel en vee en niemand anders weer op, net ons hemelse Vader. Ek hoop jy het 'n ongelooflike